Welkom by jou Ma se pot. Ek is Shanay Ek is Marina. en ons gaan vandag gesels oor Jesus. Ja. Yes. Okay. So ons het ons nou besluit ons gaan nie meer net soos 'n versie vat nie, maar ons gaan deel waarmee die Here met ons besig is sodat dit hopelik ander mense kan bemoedig wat dalk selfde uitdagings het. O ja, met bid. Dankie Marina vir die hand sign. Dit is subtiel. Ek probeer dit so subtiel doen. Dat jy nie eens agterkom ek gee vir jou hand. Ek wonder net bietjie met my hande om my nie. Okay, kom ons bid asseblief. Okay, maak asseblief die oë toe as jy kan. Here, baie dankie dat ons weer vandag kan saamkom en U naam groot maak, Vader. Help ons dat elke besluit wat ons neem, U verheerlik, Vader. Help ons om U te reflekteer in elke situasie waar ons kom. Vul ons met die Heilige Gees, maak ons geestelike oë en ore oop, Vader, en laat elkeen ontvang wat U vandag vir hulle wil leer in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Yes. Okay, so die Here is eintlik besig met my met baie goed, so ek vir Marina al gesê het, maar die Here het onlangs eintlik by daai event waar ek en jy was, het ek bewus geword van die feit dat die Here vaste tye het waarop hy goed wil reveal. En so vanoggend toe bid ek soos okay, waaroor wil U praat, want ek het so baie goed wat U mee besig is heiliglik met my. En toe in my boekie waar ek gewoonlik skryf, toe ek nog nie klaar met 'n teaching waarmee ek besig is nie. So ek sê Here, ek kan nou nie ooplos nie want ek weet nie hoeveel bladsye dit gaan vat nie. En so ek het soos ek gaan agter ingaan en toe ek agter oopmaak, toe staan daar altars. Dis dit net is wat ek gevat het, ja, van nie 'n ander teaching nie, soos ek het 'n teaching gekyk. Die twee teachings wat ek gekyk het waar ek baie van hierdie inligting gekry het is van ek dink is Micah Tyler of ietsie Tyler. Ek dink nie is Micah nie. Ek dink Micah Tyler is 'n sanger. Hy's 'n sanger. Ja, okay, nee, hy nie. Tyler Welsh op Instagram. Hy het 'n ook 'n pod wat The Deep End genoem word. So hy dive regtig diep in soos geestelike waarhede in. En dan die ander vrou is Tiffany Buckner wat ook op YouTube is, haar YouTube channel is Anointed by Fire. So ek het twee van hulle video's gekyk en die altaar tema het net soos al vir heeltyd opgekom en ek het eintlik vir alles begin het as ek het 'n droom gehad waar die Here vir my gewys het hoe my bloedlyn of my familie se bloedlyn se bloedlyn issues het, né? En obviously is dit dan jou werk om tyd saam met hom te spandeer en uit te vind hoe om daai goed uit te sorteer. So bloedlynvloeke klink altyd so ek wil sê dit is spiritual, obviously is dit spiritual, maar dit klink amper mystiek. Persoonlik sê ek dink dadelik soos witchcraft. Sodra jy vloek hoor amper dat dit is. Maar wat 'n vloek eintlik is net die absence van die Here se approval. So wanneer ook al jy buite die Here se wil optree, is daar 'n vloek omdat jy buite sy approval is. So dit beteken buite sy beskerming. Dit beteken in the kingdom of darkness. So daar's net twee kingdoms, kingdoms of light, kingdom of darkness. Okay, en so altars spesifiek is eintlik maar net denkpatrone. So ek gaan praat van altars want dis hoe die Here dit ook gebruik in die Ou Testament om aan ons te verduidelik hoe hierdie strongholds werk. So in die Ou Testament praat hulle van altare en in die Nuwe Testament praat die Here van vestings wat ons moet neerwerp. En eintlik as ons daarna kyk wat dit soos regtig is, dis denkpatrone. So ons het of goddelike of sondige denkpatrone. So goddelike of 'n vyandige altaar. En wat cool is die Ou Testament is basies ons map van hoe die geestelike realm werk. So die Ou Testament wys vir ons hoe die prosesse wat nou innerlik is eintlik werk. Okay, so 'n paar goed wat ek neergeskryf het van wat ek by hulle in hulle teachings of opgelet het en ook wat die Heilige Gees half my oopgebreek het. Daar's 'n vers wat sê the pure of heart will see God. Dis ons werk om ons hart te purify. Dis wat die altars is. So jy purify jou hart deur daai altars neer te werp. Obviously kort ons die woord van die Here vir dit.
En dan goeders so ek gaan nou eintlik half bietjie de mekaar praat. So kom ek tik waar ek praat. En jy moet inval waar jy moet inval, hoor jy? Jy moet my stop. Ek het anders gaan ons 6 ure so sit. Okay, so die 3 komponente van 'n altaar is 'n deity, so dis 'n god. Enige iets wat jy in vertrou, maak jy 'n god. So God, die regte God, die enigste werklike God, dit kan of 'n altaar vir God wees of dit kan 'n altaar vir die vyand wees. So enige ander altaar is 'n altaar vir die vyand. Enigiets anders, al is dit jouself waarin jy vertrou, dis 'n altaar vir die vyand. Dan is daar 'n priester. Jy is die priester. So die woord sê vir ons, in die eerste plek is die voorhangsel geskeur. So voordat Jesus gekom het, gesterf het en die voorhangsel geskeur was, kon net priesters by God aankom, kon net priesters offers bring. Nou bring ons almal offers, want daar is nie meer 'n separation tussen God en mens nie. So elke mens is nou sy eie priester. 1 Petrus 2 vers 9 sê vir ons is 'n chosen people, a royal priesthood. So daar confirm hy, ons is almal priesters. Ek gaan nou daar inval met my versie. Okay, en wat dan ek net gister neergeskryf het, maar so wil jy eers klaar maak. Ja, laat ek hê die derde komponent, dan kan jy in 'n sacrifice is jou keuse. So jou keuse om of in lyn met God se woord op te tree of om buite God se wil te gaan. En dit is dan die keuse. Okay, go Marina. So gisterond skryf ek hierdie versie neer net omdat dit vir my mooi is en dit is nie eintlik iets wat ek moet doen nie, want hierdie is my Bybelstudie Ja, jou ma se swart boekie. Ja, ma se swart boekie. So nou skryf ek hier 'n versie neer en dit is nie hierdie week se versie nie, maar dit is net vir my mooi terwyl ek dit neerskryf. En toe vanoggend te verstaan ek. So Psalm 141 vers 2 sê, dit is vir my so mooi en dit is al hoekom ek dit neergeskryf het. Laat my gebed soos reukwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos 'n aandoffer. En dit kom maar oor daai priesterskap uit wat net wat gaan oor verstaan dit is maak nie saak ons almal bid, maar ons moet ophou om te dink 'n gebed is net 'n dingetjie wat ons doen om ons gewete te sis. Dis reukwerk voor God se aangesig en as ons dit so sien, gaan ons dit nie meer kan aframmel nie. Want ek wil nie 'n afgerammelde reukwerk hê nie. Nee, dit kan ook stink soos daai poep van Chelsea met ons vorige pot. Ja, so as mens so daarna kyk en dan gaan ons ook nie net gaan en net verstaan die hele tyd sê gee vir my, gee vir my, gee vir my nie. Ek dink ons gaan begin deur te sê wow. What a blessing. Ja, dit wat ons bykom. Yes. Dit sluit so aan by. So daarin verder soos altyd as ek 'n teaching kyk, dan question ek eers die goed, dan soos probeer ek dit uitwrestel met die Here. Want dan die Here sê vir ons, toets alles en bou die goeie. So moenie net 'n teaching vat en wees soos amen, amen, amen. Soos gaan regtig terug na God toe en sê okay Here, wys my hierdie goed in die woord. So toe die goed wat by my opgekom het was these will only come out by prayer and fasting. So prayer and fasting is albei offers. So jy sacrifice om daai altaar basically te breek. Ek sal dit opkom. En dan do all things in love, sacrifice. Love is sacrifice. Verloon jouself, sacrifice. So die Here sê die heeltyd vir ons dat wat ons moet doen as Christene in hierdie wêreld is nog steeds offers bring. So Jesus was die volmaakte offer. Dis nie dat ons hierdie offers bring vir redding nie. Redding is reeds afgehandel. Maar die sanctification proses is iets wat ons moet uitwerk. Work out your salvation. So daar is goed vir jou om te doen in dit. En dit is om basically jou wêreldse dinge neer te lê, te offer, exactly. Ja, to purify. So elke aksie is 'n offer. Elke ding wat jy doen. Of dit elke ding wat jy doen is of 'n offer vir die kingdom of light of 'n offer vir kingdom of darkness. En dit is ook wat die wet ons wys. So dit is deel van die wet se doel. Die doel van die wet was om vir ons te wys wat sonde is en hoe die transaksies van sonde en straf basically werk. So dis 'n altaar is basically 'n plek van ruilhandel as jy daaroor dink. So jy sit jou begeerte neer sodat jy meer van God se gees in jou kan kry. En dan andersom vir die vyhandige altaars. So vyhandige altaars gee jy altyd iets ewigs op om iets tydsliks terug te kry. Ja. Okay. Enigiets by jou? Dit is 'n versie maar ek gaan hom nie nou kry nie. Okay, ek gaan dan aan tot jou hè. Okay, so die eerste offer was deur God. So nadat Adam en Eva in die tuin gesondig het God die diere geoffer om vir hulle klere te maak om hulle shame te cover.
So God het hulle shame verruil met die diere se lewens. So dis waar animal sacrifice begin het. En daar was ook dus animal sacrifice reg deur die Ou Testament mos op waar animals gesacrifice word vir betaling basically vir mense se sondes, ruil. Die dier se lewe vir my sondes. So die waarde van 'n of die krag van 'n altaar word bepaal deur die waarde van die offer. So dis hoekom as ons kyk na die eerste menslike offer in die Bybel was Kain en Abel se offers. Ja. God het Kain se ek het ewen vanoggend het ek die hele tyd in my kop gekry. God het Abel se offer aanvaar en Kain se offer verwerp. So 'n altaar word gefuel of deur liefde of deur vrees. So ons weet Abel het sy offer uit liefde uitgebring want dit sê vir ons hy het die beste van sy opbrengs gebring. As jy iets uit liefde doen, sal jy altyd jou beste doen. Want Kain het moontlik die offer net gebring omdat hy geweet het hy moet offer, omdat hy gesien het, miskien omdat hy gesien het Abel doen dit, I don't know. Maar dit is hoekom die Here sy offer nie as aanneemlik aanvaar het nie. Ja, want dit was nie want die Here sê vir ons in die Nuwe Testament oor en oor dat die instelling van jou hart is net so belangrik soos jou aksies. So ek het al teachings geluister waar dit hulle sê dit gaan oor die feit dat hy nie diere gebring het nie, maar groente gebring het nie, maar soos wat ek dink is dit gaan oor daai liefde ding. Want hy was 'n groenteboer. Ja, hy was 'n groenteboer. So as hy sy beste gebring het, as hy regtig uit 'n hart van liefde uitbring. So God verwag offers van liefde, nie net van wat noem mense soos tradisie of dis religie. Om gesien te word en jou gewete te sit, want dit is iets wat ek elke aand moet doen. Ek moet bid en ek moet Bybel lees. Exactly. Wat is daai woord? Daar is soos 'n woord vir dit. Maar ja, okay, ek weet nie wat daai woord. Ons weet nie nou wat daai woord is nie. Ek dink is godsdienst. As jy net 'n lippe Ja, dis exactly daai. They praise me with their lips but their hearts are far. So jy doen wat jy moet. Wat verloor ek? Nee, dis die honde wat nie loop. Okay. Maar soos hulle loop my of hulle prys my met hulle lippe maar hulle harte is ver van my af. Soos dis nie 'n hart ding nie. God soek verhouding met ons. Exactly. Dit is wat hy soek. God wil weet ons het hom die liefste. Dit is wat hy soek. Soos hy wil weet hy sit op die troon van ons hart. En as iemand op die troon van jou hart is, gaan jy nie vir hulle enigiets anders as jou beste gee nie. Want as jy net bid om raak gesien te word of om jou gewete te sit, want dan sit jy op die troon van jou hart. Exactly. Want dan gaan dit oor my. Ek wil net beter voel en ek wil net vir mense kan wys ek is hierdie gelowige persoon. So dan is dit nie God nie, dan gaan dit oor jou. Dis manipulering. Ja. So wanneer ook al ons iets doen vir 'n gewenste uitkoms, is manipulering. So ons probeer God manipuleer. Soos kan jy ja. Maar ons almal so slim. Jy sal nooit weet nie, God, dit pas vir 'n ander versie van jou. En hierdie is 'n versie van die week. Die Here sien dwars deur jou. Hy ken jou, hy weet wanneer jy gaan sit of van. Hy ken jou gedagtes nog voor hulle by jou opkom. Psalm 139 vers 1. Die Here is net next level vanoggend. Die Here is on point vanoggend, so seriously. Okay. Waar was ek? Okay, so Abel het liefde gegee, Kain se offer was omdat hy moet gee. Ons is nie seker hoekom Kain se Abel. Ons is nie seker hoekom Kain se Abel was nie, maar Kain se offer was uit iets anders as liefde. Dis al wat ons weet. Okay, so ek het gesê die krag van die altaar word bepaal deur die waarde of die frequency van die sacrifice. So ek sal later wanneer ek by voorbeelde soos verduidelik wat dit is, sal ek dit verduidelik. En dan vorming van altaars gebeur tydens rejection as ons kyk na Abel byvoorbeeld omdat God sy offer reject het Kain het ek nou weer Abel gesê. Oh my goodness. Omdat God Kain se offer reject het dit by hom 'n stronghold geskep en dit het gelei tot die moord van Abel. So dis wat strongholds doen. Strongholds begin in ons gedagtes. Dit is die battlefield. So die battlefield tussen ons en die vyand en waar ons hierdie altaar skep is in ons gedagtes. Dis kom ek sê altaars is denkpatroon. Lisa wil deel wees van hierdie pot. So baie graag. Kom my nou hierdie hand seer maar okay. En wat is daar nog? Is daar iets by jou? Ek gaan nou maar die hele tyd vra. Altaars word gefuel deur fear of deur liefde. So miskien was dit wat Kain se situasie, soos fear van dat hy nie is
wat sy boetie is nie, of ek weet nie wat dit verduidelik nie. Soos as ons kyk na daai lys van die begeertes van die gees, een van hulle is afsydigheid of afguns. So afguns is by amper soos jaloesie, maar is eintlik dat jy voel iemand vat iets wat jou toekom. So dis 'n vrees dat jy nie gaan kry wat jy toekom nie. En ek dink dis maybe wat met Was Kain nie die oudste ook hy was die nie? oudste, ja. So hy het, verstaan jy, hy het gevoel hy kom die eer toe om wat ook al God se favourite te wees. O, Jessie, daar maak alles nou sin. Nee, want jy het eers geborene reg, kyk dit was nog nie in daai tyd nie, maar ja, dit maak nogal sin. Okay. En altars hou aan bestaan nadat die persoon wat dit opgerig het oorlede is. So nadat Kain oorlede is, sien ons hoe sy familie ook in sy voetspore van violence volg in Genesis. So wat gebeur is 'n altaar hou aan bestaan totdat iemand dit downcast. Omdat dit 'n denkpatroon is, obviously gaan jy jou denkpatrone oordra aan jou kinders, want jy kan nie saai wat jy nie het nie. So net dit wat in jou is wat jy gaan saai. So dis ons werk om vry te kom. So jy onderhou daai altaartjie. Ja, jy en dis wat ek bedoel van die waarde en die frekwensie van die offer, want met elke generasie word daai altaar sterker, want dan offer meer en meer mense. Al is die eerste offer was miskien klein, tweede offer, derde offer, die waarde is miskien nie groot nie, maar omdat daar 'n gereelde offer is dit 'n sterker altaar. So dit is dan nou 'n bloedlynvloek. So net 'n denkpatroon in jou familie wat sonde bring en dis die absence van God se approval. Wat beteken jy is in die kingdom of darkness. En dit is 'n vloek. Dit is 'n vloek. En dit is hoekom ons opdrag is om eers die koninkryk te soek. Voor 'n man, voor kinders, seek first the kingdom, sodat ons by al hierdie goed skoon kom voordat ons dit begin oordra aan ons kinders. Dat jy seerplekke gaan gesond maak. Yes. Want dis waar die altars opgerig word. Soos wat ek gesê het, kom van trauma en rejection. Daar waar jy seer kry, word 'n altaar opgerig want jy neem 'n besluit uit vrees en nie uit liefde nie. Sure. Dit moet baie sin. Nee, ek was ook so nee. This makes so much sense. Maar ek het dit vroeër die week vir Letitia probeer verduidelik en ek het legit soos 'n mal mens geklink. So ek so bly die Here laat ek alles neerskryf. Want Letitia was net soos okay. Daar's 'n vers wat ek nou gelees wat ek net so ook wat ek gister neergeskryf het so in my bietjie luister in die preek. Jesaja 53 vers 10 sê deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Amen. En ek dink dit is ook maar net ons moet vashou. Ons is klaar. Ons het genesing. Ons het genesing en dis ek het dit nie eintlik in my notes gesit nie want maar anyway, so dit is die grootste offer wat daar nog ooit was. So as ons kyk na die Ou Testament, mense het vir hulle gode na hoë plekke toe gegaan om hulle kinders te offer. God het sy kind op 'n hoë plek vir sy mense geoffer. Dis hoekom die offer van Jesus is die sterkste altaar in die gees wat daar kan wees. Soos geen altaar kan staan, want ons geen ander God wat bereid is om homself op 'n altaar te sit. En as ek sê nou God met 'n klein letter G, soos eintlik demone. Nee? Ek was in die gym toe ek daai revelation gekry het. Ek was so, Here, dankie. Ek wou ek dadelik stuur is nie nou die tyd nie. Want ek het ook sê, toe klink ek mal. So dit het so cool geklink in my kop. Maar dit wys jy net, soos as sy tyd. God, 'n pointed timing maak 'n groot verskil. Okay, so wat het ek nou alles hoe vorm altars? So ek het al gesê dit kom as altars begin deur trauma of rejection, 'n plek waar jy seer kry, maar dit gaan oor die keuse wat jy dan in daai situasie maak. So kies jy dan volgens die wil van God of kies jy uit jou eie wil? Want vrees is ons eie wil, ons probeer ons self-preserve, self-preservation. En dit is hoekom so baie van ons wêreldse ideologieë van soos jy kan nie uit 'n leeu koppie uitpoor nie, dit is waar, maar God vul jou kop wanneer jy dien. Dis wanneer hy jou koppie vol maak. Dis juist wanneer jy neerlê dat God vir jou gee. Anyway,
En 'n voorbeeld daarvan, byvoorbeeld soos ek het lank met rook gesukkel. So lank, jy weet hoe lank het ek met rook gesukkel. En rook is 'n vorm, is 'n voorbeeld van 'n altaar. So, dis obviously verslawing, enige verslawing, maar spesifiek rook, as jy dink daaraan, dis 'n klein offertjie. So elke keer wanneer jy offer jy 'n klein bietjie van jou liggaam. Verstaan, die tempel van God, want jou liggaam sê, die woord sê, present your body as a holy and living sacrifice. So jou liggaam behoort nie aan jouself nie. Maar elke keer gee jy dan 'n bietjie van iets weg wat nie eers eintlik aan jou behoort nie. Vir sosiale plesier of wêreldse plesier of wat ook al jy uit jou sigaretjie of jou vypie uitkry. En hierdie is glad nie in judgment nie, hierdie is net in liefde. Maar jy weet in jou kop dat jy besig is om skade aan jou liggaam te doen, maar dis net 'n klein bietjie. Ja. So maar onthou die waarde van die offer en die frekwensie maak 'n verskil. So nou rook jy 20 keer 'n dag. So jy offer 20 keer 'n dag by daai altaar. Wat beteken hy word sterker en sterker. Naderhand glo jy nie meer dat jy kan vrykom van hierdie nie. Dis wat die altaar, dis die denkpatroon wat daai sigaretjies. So eerste keer jy net gerook, toe jy dalk net naweke gerook, verstaan, en so word daai altaar, hoe meer jy dit doen, al hoe sterker en sterker en sterker. Ja, so dit is hoe hulle vorm. En vyhandige altars offer ons altyd iets wat ewigheidswaarde het. Ons het dit gesê, of iets tydsliks. God se altaar offer ons iets tydsliks vir iets wat ewigheidswaarde het. Die doel van 'n altaar, die doel van 'n altaar, van God se altars, is altyd om ons in die gees te versterk, te mature. Dis basically om te groei in die gees. En in autoriteit. So te groei in die gees en in geestelike autoriteit, want onthou, Adam en Eva se instruksie was to rule over the earth. Dis nog steeds ons mandaat. Ons mandaat is nog steeds om ons autoriteit terug te neem. En dis wat goddelike altars ons bemagtig om te kan doen. Want elke keer wat ons 'n goddelike altaar stig, kan die Here ons vertrou met meer en meer autoriteit. Hy kan nie vir ons autoriteit gee as ons nog soos super sondige lewens lewe nie. Want dan wat gaan ons doen met daai autoriteit? As ons selfsugtig is en in ons eie wil gedoen, dan kan ons nie, dan is ons nie gereed vir autoriteit. En vyhandige altars bring beheer. So beheer is altyd 'n vrug van die vyand se koninkryk. En ons autoriteit word oorgegee. Ons gee ons autoriteit oor aan die vyand. Presies soos wat Adam en Eva gedoen het. Ja. Iets by jou? Dit was baie mooi. Nee, ek het my deeltjies gedeel. Okay. Ja. Maar wat praat van jou experience vanoggend? So was nie reg vanoggend nie, was 'n rukkie terug. Okay. Ja, so 'n ruk terug kom David by my en hy sê SARS is uitgesorteer en hulle gaan of hulle het hom laat weet dat hulle hom nie gaan audit nie, hulle gaan net uitbetaal. Ja. Ek sê prys die Here, halleluja, amen, verstaan. Hoe groot is God nie? Ja. En hy sê soos nee, jy het nie geluister, ek het nie klaar gepraat nie, jy het dit gesê voordat ek klaar gepraat het. En ek sê toe en hy sê toe nee, maar dit en toe net daarna toe stuur SARS se ding dat hulle hom gaan audit. Toe sê ek sê, okay, wow. Ek dink ons moet in elk geval so wees. En toe ek later want dit het my heeltyd gepla. So ek het soos wel verstaan. What a blessing. En toe na die tyd toe staan ek onder te sê ek vir hom, wat as ons lewe so moet lewe? Dat maak nie saak wat nie, moet ons God prys want hy weet die beste, sy tyd is perfek. Yes. Verstaan? Daai geld moet op 'n sekere tyd uitbetaal word, tyd is perfek. En dit is die ding. Ek dink dit is presies wat jy nou gesê het van what a blessing. Ons moet alles net so hanteer. As alles so hanteer, dan gaan sy naam heeltyd groot gemaak word. Dis 'n offer. 100%, dis 'n praise offer wat ons basically vir hom gee. So, hoeveel keer dink jy gaan die vyand jou aanval as hy elke keer wat hy jou aanval, jy 'n praise offer vir die Here gee? Verstaan jy wat ek sê? Ons is nou soos hy val ons aan, ons soos mope, soek, ons probeer mense manipuleer om vir ons bietjie jammer te kry, bietjie victim en so dan skuif ons 100% in sy koninkryk in. So hoekom sal hy ons nie aanval nie? Hy gaan love om ons aan te val want hy kry wat hy manipuleer ons. Dis wat hy doen. Nee, maar en ek het jou vertel van my swangerskap, ek het dit neergeskryf. So ek het altyd en tot nou vanoggend toe. Ek het altyd vir myself gesê daar's 'n rede hoekom ek nooit normaal kon krom nie, hoekom ek 'n keiser moes kry.
En ek het dit eers vanoggend by my geklik dat as ek nie 'n keiser gekry het nie, sou ek soos gewoonlik oorgeneem het en alles gedoen het. En David sou nooit die geleentheid gekry het om die kinders te pad en om betrokke te wees nie. So en jy die woorde gebruik, God het my laat lê, hy het my laat Nee, uitval, hy moes jou uit die uithaal. Hy het my letterlik uitgehaal en dit is die ding en ek het dit eers vanoggend en ek meen my jongste is nou al 2 jaar oud. My oudste is 9 en ek het dit vanoggend vir die eerste keer besef. Ek het altyd gesê ja, daar's 'n doel, miskien sou David as hy moes gejaag het van Huisiebu af, verstaan, dit is goed dat ek nie weet nie, so miskien is dit die rede, maar vanoggend het dit vir die eerste keer en ek het skuldig gevoel daaroor. Ek het geglo God se wil geskied en ek het geglo God is in beheer van alles, maar ek het skuldig gevoel daaroor. So ek het daai denkpatroon gehad van ek is nie 'n goed genoeg mamma nie, ek het nie die beste vir my babas gegee nie. En tot vanoggend het ek besef dit is die rede. En dit was nogal bevrydend. Ja, die waarheid sal jou vrymaak. Presies, maar dit is wat ek ook wou sê was die tekens. So die tekens van die teenwoordigheid van 'n stronghold altaar denkpatroon is offense in die eerste plek en shame. So wanneer ook al jy daai twee ervaar, offense of shame, even vrees, maar al daai goedjies en onthou vrees is stres, angs, vat daai goed na die Here toe en vra vir hom, Here, wys vir my waar hierdie vandaan kom, want niks van hierdie is vrugte van die gees nie. Dit beteken dit kom van iets anders af. En daar is net twee geeste. Dus daar's baie geeste in die vyand se koninkryk en obviously in God se koninkryk, engele is ook geeste, maar daar's net twee keuses, dis of lig of donker. En dan hoe kom ons vry? Wag, ek het nou eers gesê, die tekens van die teenwoordigheid is offense, shame en vrees. Ek het dit gesê, nee? So as jy enige van daai ervaar, dan is dit 'n teken van 'n altaar en dit is 'n blessing. En dis hoekom die Here vir ons sê hy het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. So die woord is absoluut God se genade. Die feit dat ons die Bybel het, is God se genade. Jy moet die woord lief hê want dit is wat vir jou wys hoe om vry te kom. Ek het nou eendag so 'n idee gehad want toe sê ek soos kyk, die Here was op aarde net soos wat ons op aarde is. En toe kom dit by my op soos die Bybel is geskryf vir hy, want is eers geskryf vir Jesus, want dis hoe Jesus sy Vader moes leer ken. En Jesus het daai woorde uit sy kop uit geken. Ons hoor dit in die woestyn wanneer die vyand hom probeer tempt. Hy het dit uit sy kop uit geken want hy was lief vir sy Vader, hy wou sy Vader ken, hy het 'n begeerte gehad om sy Vader te ken. Ek dink as mens vir enige aangenome kind vra en sy sê hier's 'n brief wat jou ma vir jou geskryf het voordat sy jou vir my gegee het. Daai brief gaan pap gelees wees teen die tyd wat hulle 18 is. Dis hoe ons daai moet behandel. En dan hoe kom ons vry? Kies die lewe. Kies die lewe 100%, kies die lewe, maar wat van dies wat ons nou al klaar verkeerd gekies het? Ek dink bely. Yes, bely en berou. So repentance. Maar weer eens repentance wat uit die hart uitkom, nie repentance wat uit die kop uitkom nie, want daar is 'n verskil. Ek weet nie of julle ek het al letterlik in hierdie week het ek repent van die goed, maar dit was nie uit my hart uit nie. Dit was soos juis omdat die Here vir my hierdie goed gewys het, was ek soos kom ek skryf hier goed neer, repent, verstaan, soos 'n taak wat ek afhandel. Dit was nie in liefde nie, dit was nie in regte berou nie. En ek weet nie of almal dit experience nie, maar ek sal baie keer as ek kerk toe gaan of as ek tyd saam met die Here spandeer, dan sal ek begin huil. Soos en dit is repentance. So dit is ook dit voel in jou hart. Exactly. En soos dit is jy voel dit regtig in jou hart. Ja, jy's regtig jammer. Soos jy huil, dis kom jy jammer is. En even soos in worship baie keer bring God ons tot daai repentance, want jy huil omdat jy so dankbaar is dat so 'n goeie, rein God jou wat jy weet dan jy is sondig. Dis hoekom ek sê dis repentance. Jy weet, jy's dan bewus van hoe sondig jy is en hoe jy glad nie hierdie liefde verdien nie. En dis daai berou. So dis die mourning waarvan Jesus praat nou in Matteus 5:4 vir ons sê, blessed are those who mourn, for they will ek dink hy sê they will inherit the kingdom. And they will be comforted. En ons kort daai tipe repentance om vry te kom van 'n altaar. Hy sê ook, ek dink dit is 2 Korintiërs 7:10. Nee. Psalm, nee, is dit Psalm 30:4-5-7? Is waar hy sê van weeping lasts for a night, but joy comes in the morning. So hy praat daar van die weeping en die sorrow in die morning. Dit word gevolg deur joy. Daar's nie joy as daar vloek is nie. So dit is wat die vloek verwyder.
en ja, ons moet dit doen in ons hart nie, ons gedagtes nie. Dis dit. Dis wat ek het. Ja, en ek dink dalk is dit waar my medelee inkom. Vertel ons van jou So medelee medelee. versie, het ek nie gedeel het nie. Psalm 43 vers 19. 34 vers 19 sê: Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. En ek dink jy kom op daai plek as jy regtig besef ek is nie so cool soos wat ek dink nie. Ek het soveel foute, maar God is genadig en groot en ek dink dit is wat hy is naby die wat gebroken is van hart. As jou hart regtig breek vir jou sonde en wat verslae is van gees. Ek dink dit is waar hy is naby en hy het medelee met ons. Hy weet ons is swak. Dis presies die attitude wat hy in ons soek, 'n gebreekte hart vir ons sonde en nederigheid. So daar is 'n parable in die woord, ek weet nie wat se gospel nie, van die tollenaar wat voor in die tempel staan en op sy hart slaan en hy sê soos vergewe my basically. Hy sê soos vergewe my en dan is daar 'n fariseer verder agter in die kerk wat sê dankie dat ek nie soos daai man is nie. Maar eintlik is hy die geregverdige een en hy is die een wat donkerte in sy hart het. Ja. So, do all things in love. Ja. En dit ja, as ons alles in liefde doen, dan is dit a holy and living sacrifice. Dan is ons lewe. Dis wat God is. Exactly. Die liefde is God is liefde. En waar die Gees is al vryheid. Sien? Ja. Okay. Dis ons vir die week. Dit was ons lekker halfuur. Ek voel dit was goed en dit is ons laaste episode vir hierdie jaar. So ek kan opbreek in 2 dele. Luister hom bietjie. Ja. Vat jou tyd. Luister hom deur Desember. Sien julle weer Januarie. Ja, maar kom ons sluit af in gebed. Wil jy 'n bietjie bid? Ja, kom bid. Okay, so bid. Sluit dit liefie oor as jy kan. Here, baie dankie dat ons hierdie jaar saam met U soveel kon leer, Vader, en soveel vryheid kon kry van soveel dinge. Vader, dankie dat U deur die genade ons op ons sondes wys en ons dissiplineer, Vader. Dankie dat U ons leer wat regte liefde is. Help ons om dit elke dag uit te leef. Help ons om onsself, ons eie wil neer te lê en ons kruis op te neem en U te volg, Vader, want waar U is daar vryheid. Mag elkeen wat luister asseblief veilig gehou word oor hierdie Desember vakansie. Mag hulle spesiale tyd hê om saam met U te spandeer en kan U vir hulle ook hulle eie openbarings gee. Here, gee vir hulle eie olie, Vader, in die naam van Jesus Christus.